Welkom. Hierdie is ons derde gesprek van week 2 van ons gemeente se fokustyd. Hierdie week oordink ons die bede van Salomo in 1 Konings 8 vers 39 wat so klink: Luister tog uit die hemel u woonplek, vergeef en gryp in en gee aan elkeen wat hy verdien, soos u sy hart ken, want net u ken elke mens se hart. Net u ken elke mens se hart. In ons vorige gesprekke het ons nagedink oor die sondige en bedrieglike aard van ons harte. Ons harte huisves egter nie net sondige begeertes en oortuigings nie. In ons harte leef daar ook dinge soos kommer en vertwyfeling oor dinge wat nie deur ons eie sonde veroorsaak word nie. Wanneer ons swaar kry en nie lig sien nie, kleur die besorgdheid en onrus ons lewens donker. Ook hierdie is nie vir die Here onbekend nie. As kenner van ons harte weet hy van die spanning en drukte wat ons beleef en waaronder jy dalk nou gebuk gaan. Eeue gelede het Salomo al tydens die wyding van die tempel in 1 Konings 8 vers 37 en 38 gebid: Sou daar hongersnood in die land kom? Sou daar pes uitbreek? Brandkoring of roes? Swerm sprinkane en voetgangers? Sou dit gebeur dat die volk se vyande hom in sy stede hier in die land beleer, watter plaag of siekte hom ook al tref, luister tog na elke gebed, elke smeking van enige mens of van die hele volk Israel, soos elkeen sy plaag te kenne gee en sy hande na hierdie tempel toe uitstrek. Hoor julle die goeie nuus, die evangelie in hierdie bede? Ons as nietige mensies wat swaar kry onder allerlei dinge wat so voel dit vir ons teen ons kan wees, het deur die tempel toegang tot die Here. Ons kan na hom roep, ons kan ons hande na hom uitstrek, ons kan hom tot hom daaroor bid. Die Here is toeganklik, hy hoor. Ja, die tempel van die Ou Testament is onder die bestrawende hand van die Here vernietig. Maar sy seun Jesus Christus het vir ons die nuwe tempel geword. Deur hom het ons toegang tot die Here. Deur hom kan ons nou bid en weet daar's 'n Vader wat hoor wanneer ons roep. Die swaar kry en dinge wat ons lewens donker kleur, kry in Romeine 8 vers 20 'n naam. Paulus noem dit daar die verydeling in hierdie wêreld. Iets wat verydel is iets wat stikkend is. Paulus leer ons daar dat die hele skepping en ons saam met die skepping sug in die pyne van verwagting weens die verydeling. Die uitdrukking sug in pyne van verwagting verwys na kraampyne van 'n vrou. In die kraamproses skree sy van die pyn, tog is daar die verwagting van 'n nuwe lewe wat gebore word. Sodra die babietjie in die vrou se arms geplaas word, is die pyne vergete. Terug na ons teks. Die Here, die kenner van ons harte, weet wanneer ons sug in die pyne van verwagting. Ons sug, maar die Gees staan ons in ons swakheid by. So beloof die Here in Romeine 8 vers 26. Wanneer jy swaar kry en sug weens dinge wat jou hart ontstem, bid tot die Here. Deur Jesus kan jy het toegang tot die almagtige God, hy is jou Vader in die hemel. Vertrou hom dat hy jou deur die swaar kry bou en omvorm tot 'n spesifieke steen wat hy in sy nuwe tempel, die liggaam van Jesus die kerk, dat hy jou so kan gebruik. Here, U wat die kenner van ons harte is, U vorm ons, U maak ons presies soos U ons wil gebruik. Help ons daarom wanneer die swaar kry kom, die vertwyfeling kom, om die vrede te hê, ons is in U hande, ons kan sug, ons kan ons hande na U uitstrek en weet U hoor ons gebede, want U los ons nie. U is met ons deur U Heilige Gees. Daarom prys ons U tot in ewigheid. Amen.